Die duiwel sit soms in die voorste bank in kerke. Nou, ek het in die NG Kerk groot geword en terwyl daar miljoene ware gelowiges is wat met integriteit lewe, bestaan daar 'n skaduwee aan die onderkant van die wit perd en die hoë toring van die kerk. 'n Plek waar verraad soms die kern van die stelsel vorm. Daar is onlangs 'n verskynsel in die samelewing wat die verkoop van 'n siel nie in 'n donker steegie plaasvind nie, maar binne die heilige mure. Dit is die kus van die hoer. Weet mense is geskok, maar sover my gewete aangaan, maak hierdie partykeer baie sin. In hierdie konteks is die hoer die korrupte samewerking tussen die kerkpilare en mense wat baie mag het. Kom ons sê in 'n gemeenskap, in 'n besigheidsgemeenskap, in 'n dorp, in 'n stad, in 'n omgewing. Nou wat sy doen is, sy lok mense in met beloftes van intimiteit, sekuriteit en aanvaarding. Sy gee die heilige teken van broederskap, sodat daar 'n gevoel van veiligheid ontstaan. Terwyl sy haar hand om jou middel vou, as 'n teken van liefde of 'n skyn van liefde, maar 'n dolk in die ander hand wegsteek agter haar rug, om dadelik seer te maak as haar beheer wegval. Die oomblik as daar enige teenstand of vrae kom, die oomblik as morele integriteit bo haar reëls gekies word, dan, my liewe vriend, voel jy die lem in jou rug. Nou, solank die speletjie gespeel word, is die omhelsing warm en voel die omgewing veilig vir die gevangene. Maar onthou, die stelsel soek nie jou siel nie. Die stelsel soek gehoorsaamheid. Die oomblik as daar geweier word om die leuen saam te lewe, dan huiwer hierdie hoer nie. Die hand wat jou vasgehou het, word die hand wat die mes indruk. Dit steek die individu moreel dood, vernietig sy naam, stoot hom uit die gemeenskap uit, want die waarheid is die enigste ding waarvoor 'n stelsel wat op leuns gebou is, dodelik bang is. Nou, dit is 'n wet wat so fyn geweef is, dat mense self bang is, waar hulle hulp gaan soek. Ek sien dit elke dag. Mense sal eerder 'n beraader gaan sien, wat self in dieselfde wurggreep van afhanklikheid lewe, as om na iemand te gaan wat buite die stelsel staan. Hoekom dan nou so? Want in ons gemeenskappe is daar 'n ongeskrewe reël. Wat hier gebeur, bly in die donker. Hulle kies die beraader wat finansiëel aan dieselfde mense gekoppel is, want daardie persoon kan dit nie bekostig om die waarheid te praat nie. Dit is meesterlik beplan oor baie jare. As die een wat jou moet help om gesond te raak, self bang is vir die mense in die voorste banke, dan bly die sirkel van afpersing en stilswye netjies toe. Hulle hou mekaar dop. En as jy buite daardie sirkel staan, word jy vir my soos die wandelende pes. Nie omdat jy sleg is nie, maar omdat jy vry is. En vryheid is 'n bedreiging, soos wat ek gesê het, vir 'n stelsel wat op geheime gebou is. Nou, die grootste verraad gebeur nie op straat nie, maar dikwels aan die tafel van die nagmaal. Judas was die eerste besigheidsman wat die heilige verkoop het vir silwer. Hy was vroom totdat hy gevang is. En vandag sit daai selfde gees steeds in die voorste banke, gereed om enige iemand te verkoop wat sy mag uitdaag.
Hy het nie verraai uit haat nie, maar vir wins, vir silwer, vir goud. Hy het 'n teken van liefde en lojaliteit gebruik om die verraad te pleeg. Dit is die definisie van die stryk van vertroue, waar die heilige gebruik word om die onheilige te regverdig. Nou, Goethe het gesê, daar is geen beter gevangene as die een wat nie weet hy leef in 'n tronk nie. In baie dorpe is daar egter iets erger. Mense wat hulle siel verkoop op 'n Sondagoggend. Die sogenaamde pilare van die samelewing. Hulle besit die besighede, beheer kontrakte en beheer die preek. Nou die transaksie is baie eenvoudig. Hulle verskaf 'n werk of 'n posisie en in ruil daarvoor word die gewete gekoop. Na die tyd word hulle wreedheid en narcisme sigbaar, maar daar word stil gebly omdat die brood op die tafel van hierdie gevaarlike mense afkomstig is. Die siel word geteken by dieselfde mense wat die kerkraad beheer, en dit stel die individu voor 'n baie moeilike keuse, om in te gee of om sy of haar eie pad te loop en die kloue van hierdie monsters te ontsnap. Dit is die perfekte meganisme van misbruik, waar die kansel as 'n skild gebruik word. Dit is die oordeel vanaf die preekstoel. En hierdie boosheid van die besluitnemers word skielik gesalf, verontskuldig, want dit is van die preekstoel afgesê. Dit is 'n gevaarlike plek om mense te ontbloot. Dit gaan nie oor God nie, maar oor pure rou beheer. Dit is die bose in die Sondagpak wat vra om in die stelsel te bly en nie vrae te vra nie, solank jy na hulle pype dans. Ek sien hulle elke dag na kerk in die winkels en ek dink, ek hoop hulle kyk na jou. Die gevaarlikste mens van hierdie kartel is die een wat weier om die kontrak te teken. Die een wat besef dat 'n lewe in vryheid meer werd is as die rykdom wat aan 'n tiran gebind is. Wanneer mense volgens selfrespek en ware gees van die 10 gebooie lewe, word hulle onoorwinlik. Hulle kry vrede. Die heilige kartel het geen plan vir 'n mens wat wakker is en weier om hulle knieë te buig voor hulle krag nie. Uiteindelik is die keuse tussen die tronk van vals veiligheid of die vryheid om jou siel terug te koop. Nou in die wêreld van kapitalisme, waar diepte verlore gegaan het in ruil vir buite aansien, is hierdie 'n baie moeilike keuse. Maar dink 2 keer, watter prys word betaal? En as jy voel dat jy hulp nodig het om uit hierdie struik te kom, klik op die skakel bo in my bio. Baie dankie vir die luister. Dit is 'n gevaarlike video, maar ek moes dit as 'n ontvanger van hierdie tipe behandeling uit my gewete uitkry. Baie dankie en wonderlike